Vader, dankie in hierdie oomblik. Ons is opnuut bewus dat U 'n God is wat ons nader nooi. In hierdie kosbare verhouding wat ons met U het, mag hê, die voorreg het om kind van God te mag wees. Dat U 'n God is wat nie altyd net skree oor die geraas nie, maar U is 'n God wat wil fluister. Wat wil ons moet naby kom. Dat U so kosbare verhoudingsgod is. By wie verhouding saak maak, hoe dit met my gaan saak maak, waardeur ek gaan saak maak. Wat in my huis aan die gang is, wat in my hart aan die gang is, dat dit vir U saak maak. En Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid dat ons U tasbaar kan ervaar in oomblikke soos hierdie en weet, U is met ons, U is by ons, U woon hier binne ons en U weet presies waar ek myself bevind. Elke gedagte, elke hartsbegeerte, elke uitdaging, elke bekommernis, U ken elke een. Vanoggend staan ons voor U net ons is. Ook so bewus van ons afhanklikheid vanoggend. Dankie vir wie U is, dat U 'n God van naby is, 'n God van by ons, in ons, met ons. En Heilige Gees, mag vanoggend 'n oomblik om U woord wees, waar dit juis gebeur, waar ons net weer opnuut bewus raak van U liefde vir elkeen van ons. Dus kom dankie daarvoor en bid alles, sê dankie vir alles, in hierdie kosbare naam, wat verhouding tussen God en mens eens en vir altyd kom moontlik maak het. En sy naam sal altyd wees, Jesus Christus. En almal sê, amen en amen. Baie dankie, jy kan sit vir 'n oomblik. Goeiemôre van my kant af. Dit is so lekker om 'n nuwe reeks af te skop saam met elkeen van julle. Ek is so opgewonde oor hierdie reeks. Hierdie reeks se naam is Kunstenaar van Stiltes. En ons wil hierdie reeks juis so begin vanoggend. Voor ek enigiets anders sê, voor ek enigiets anders doen, wil ek vanoggend hierdie diens, hierdie boodskap, hierdie reeks wil ek afskop met 1 minuut van stilte. Ons het dit nog nie gedoen nie, nee. Wanneer laas het ons 'n boodskap begin met 'n stil oomblik. So ek het my selfoon by my. En net, ons gaan nie ligte afsit nie, ons gaan nie musiek speel nie, ons gaan niks doen nie. Ons gaan net, daar waar jy is, oë toe, oë oop, nes jy wil, 1 minuut stilte. Is julle reg? Gewoonlik begin ons met 'n grappie of 'n storie of ietsie. Oggend stilte. So ek wil nie 'n woord hoor uit niemand uit nie. Vir 1 minuut. Is julle reg? Right. 1 minuut van stilte. Hier gaan ons. Dit was 1 minuut van stilte. Verstom het hoe lank so 'n minuut kan wees, wanneer jy stil raak. Aanbiddingspan, dankie dat julle so mooi stil was. Kunstenaar van stiltes is ons naam van ons reeks en stilte is hierdie baie interessante ervaring. Vir die meeste mense is stilte baie ongemaklik. Was hierdie minuut vir jou ongemaklik? Jy wil iets doen, jy wil kriewel, jy hou nie van stilte nie. En vir die meeste van ons is net stil word moeilik.
Ons raak ongemaklik en dan wil ons stilte vul met iets, met musiek of met sosiale media. As ons 'n oombliekie het van stil word, is ons vinnig op ons foon en ons scroll, sosiale media, Facebook of Instagram of waar jy ook al is, of lees 'n WhatsApp of ons kyk gou na 'n e-pos of ons doen iets. Stilte maak ons soms net so ongemaklik en baie van ons leef geestelik ook so. Ons wil nie in ons verhouding met die Here stil word nie. Ons is altyd besig. Ons is besig met iets. Besig sodat ons net nie hoef stil te raak nie. Selfs in ons stilte tyd is dit vir ons moeilik om stil te raak. Ons wil praat met die Here, my storie vir hom vertel, my hart voor hom uitstort. Ek wil net praat, ek wil musiek luister, ek wil worship musiek luister of en al die goed is wonderlik. Maar daar is 'n oomblik nodig in jou stilte tyd, in jou verhouding met die Here, waar niks meer kosbaar is as stil word voor die Here nie. Want hierdie oomblik, plek van stilte, is eintlik die plek waar God ook aan die werk is. En ons sien dit nie so nie. God nooi ons met 'n baie diep uitnodiging, met 'n skrif wat ons baie goed ken, daar in Psalm 46, vers 11 sê hy, wees stil en weet, ek is God. En die feit dat God dit vir ons sê en ons uitnooi na 'n plek van stil wees, sê iets. Dit is nie toevallig nie, is nie net 'n mooi skrifvers nie, dis hierdie belangrike sleutel tot ons verhouding met God. En in hierdie reeks gaan ons so 'n bietjie daarby stil staan en ons gaan so 'n bietjie dieper daarin delf. En ek wil jou uitnooi en ek wil dalk 'n pin gou insit voor ek verder gesels. Ek gaan baie skrifte met jou deel vanoggend en ons gaan baie skrifte in hierdie volgende paar weke hoor. So behalwe jou Bybel, ek nooi jou weer uit, bring jou Bybel saam kerk toe. Ek wil nie my rympie weer sê en julle het my nou al gehoor sê tot vervelings toe. Daar is iets in jou Bybel. Daar's iets om jou Bybel te vat en jou Bybel te lees wat jy nêrens anders gaan kry nie. Selfone is wonderlik, maar hulle is so 'n maklike afleiding ook. En 'n tweede stappie in hierdie reeks, as jy dit nog nie doen nie, is 'n notaboek. Ek wil jou nooi om 'n notaboek saam te bring en 'n pen saam te bring. Ek dink daar is nog agter by ons, daar is nog, Anel sê ja, daar is Mishodai notaboekies te koop daar agter. By die e-toonbank, as jy net so lekker is met die ring bind, wat so lekker kan omblaai. So ek wil jou uitnooi, maak notas van die skrifte, maak notas van die boodskappe, en gaan weer terugsoen toe in jou stilte tyd. So, Bybels, notaboeke asseblief, as jy dit nie saam bring het, probeer notas dan maar maak op jou selfoon, weer 'n keer. Selfoon is dit moeilik, want hy's 'n afleiding. Jy's besig met notas, en dan kom daar 'n boodskapie in, of 'n WhatsApp in, of 'n reminder in, of 'n oproep in. So, kom ons probeer terug ou skool toe gaan, wat Bybel lees en notaboeke aanbetref. Maar kom ons druk in hierdie uitnodiging tot verhouding en tot 'n plek van stil word, wat God vir ons gee. Wees stil en weet, ek is God. Want God is die kunstenaar van stiltes. Habakuk 2 vers 20. Die Here is in sy heilige tempel. Laat almal op aarde stil wees in sy teenwoordigheid. Hoe mooi is dit? Skrif op skrif kan ek vanoggend vir jou lees van God wat ons nooi na 'n oomblik in 'n plek van stil raak, stil wees. Nou, hoekom is ons so ongemaklik met stilte? Ek dink omdat stilte ons dwing om sekere dinge na die oppervlak te bring wat ons dalk eerder wil wegsteek. Soms wegsteek met geraas, met besig. Ons bevind ons op 'n plek as ons stil raak waar ons gedagtes kan hoor, waar ons onsekerhede kan ervaar, waar ons dinge kan sien en ervaar wat ons dalk lank probeer juis nie sien en ervaar het nie. En die ironie hiervan is, dis presies hoekom God stiltes gebruik. En dis hoekom God jou nooi na 'n plek van stil word, sodat jy jou gedagtes kan hoor, sodat jy jou onsekerhede kan ervaar, sodat jy dit wat jy lank vermy of dalk begrawe het of dalk weggesteek het, net weer aan kan dink, want in 'n plek van stilte is die Heilige Gees mos aan die werk. So ons moenie wegskram nie. En soms dink ons maak een van die grootste foute as dit by stilte kom, ons dink stilte beteken dat niks gebeur nie.
Maar stilte is nie leeg nie. Stilte is nooit leeg nie. Stilte is nooit 'n plek van waar net niks gebeur nie. En ons maak die fout om te sê, ek mors my tyd met stil word, ek mors my tyd met stilte. Dis hierdie leë spasie waar ek net niks doen nie, en dis nie waar nie. Nie as jy die skrif lees nie. Nie as jy kyk hoeveel waarde God heg aan oomblikke van stil word nie. Veral nie vir ons as kinders van die Here nie. Want dit praat van verhouding, dit praat van nader, dit praat van dieper, dit praat van meer intiem, meer persoonlik. En as daar dinge is wat ons moet hoor en hanteer en ervaar en voel in stilte, dan moet dit so wees, dan moet dit juis so wees. Maar stilte is nooit leeg nie. God is aan die werk. Die Heilige Gees is aan die werk hier aan die binnekant in oomblikke van stilte. Stilte is nooit leeg nie. Nou, ek was 'n paar, ek dink so 3 van hulle wil ek vir jou noem. Hoekom stilte so noodsaaklik is in ons verhouding met die Here. Dis nou waar die notas inkom. As jy kan, maak notas. Ek gaan 'n klompie skrifte met jou deel. Hoekom is stilte so noodsaaklik vir ons as kinders van die Here in ons verhouding met God? 1. Stilte help jou om God se stem te hoor. Sonder die geraas, sonder die afleidings, as jy stil raak, het God die vermoë om ons net weer te herinner aan sy stem. Ons lees hier die mooi gedeelte in 1 Konings 19 en ek gaan nie alles daar vir jou lees nie. Ek wil vers 12 vir jou lees, maar hier van vers 11 af sien ons vir Elia, profeet Elia. Die Here sê vir hom, kom buitekant toe en gaan staan voor my by die berg. En terwyl Elia daar staan by die berg, kom die Here by hom verby. En hy het verbygegaan en 'n geweldige rukwind het die berg uitmekaar geruk en die rotse gebreek voor die Here. Tog was die Here nie in die wind nie, sê die gedeelte. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. Dan vers 12. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar die Here was nie in die vuur nie. En na die vuur was daar die geluid van 'n sagte gesuis. En vers 13 sê, toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak. Hy het by die ingang van die grot gaan staan, en hy het God se teenwoordigheid beleef, in die stilte, in die sagte fluistering. Nie in die geraas nie, nie in die aardbewing nie, nie in die vuur nie. In hierdie sagte fluistering, en soms moet ek en jy stil raak, en naby genoeg aan God kom, om sy fluisterstem te kan hoor. Om naby genoeg te kom, dat jy hom kan hoor. Dat jy hier in daardie intieme spasie kan inbeweeg, waar jy God se hart kan hoor, sy hartklop weer kan hoor. En iets net weer kan ek die woord grond gebruik, asof jy iets ground, asof jy net weer iets kan vasmaak in jou verhouding met hom. Dis nie nou 'n lied van iemand of 'n podcast van iemand wat jy luister of iets nie. Dis jy en die Here. En dis asof dit so half gestroop is, net van alles anders. Dis net jy en die Here. En dis hoekom dit so eerstens so belangrik is. Ons leer net opnuut weer God se stem hoor en sy stem leer ken. En is nie in die vooropgestelde idees wat ons van hom het nie. Dis soms net in daardie eenvoud van dis wie hy is. Tweedens, hoekom is stilte so belangrik in ons verhouding met die Here? Stilte vorm jou innerlike mens. Hoor hoe mooi is Psalm 62 vers 2. Ek lees vir jou die 2020 vertaling. Net by God vind ek rus. Van hom kom my verlossing. Ons lewens is besig. En ons skarrel en ons jaag en ons maak ons lewens al hoe besiger en al hoe voller voel dit vir my. Maar hierdie woordjie rus, by God vind ek rus. Net by God vind ek rus. Hierdie woordjie rus beteken stil word, kalm raak, vertrou. Daar's iets wat ons nodig het om weens sy teenwoordigheid te beleef. En dis waar hy ons vorm in hierdie stiltes. Dit is nie 'n plek waar dit leeg is en niks gebeur nie. God is aan die werk. Hy's aan die vorm. Hy's aan die herinner wie hy is. Hy's aan die nader trek. Hy's aan die ontbloot dalk wat in ons harte aangaan. God is aan die werk. En soms is ons net so besig en aan die hardloop dat ons nie stil genoeg raak om net weer gegrond te word in ons verhouding met die Here nie. So stilte is so belangrik. Dit vorm ons innerlike mens. Derdens, hoekom is stilte so noodsaaklik in ons verhouding met die Here? Stilte leer jou afhanklikheid. Klagliedere 3 vers 25 sê die Here is goed vir hulle wat op hom wag en hom soek. Die Here is goed vir hulle wat op hom wag en hom soek. Ons moet leer om afhanklik op hom te wees en van hom te wees. En weer 'n keer is nêrens anders waar jy dit beleef as in stilte in sy teenwoordigheid nie. Stilte leer jy om te wag en te vertrou en te besef, maar ek is afhanklik van hom.
Maar nou, omdat stilte so belangrik is vir ons as kinders van die Here, is hier nou 'n stryd aan die gang. Want daar is 'n vyand wat stilte teen ons wil gebruik. En daar's 'n vyand wat weet hoeveel krag lê in die intimiteit van stilte in ons verhouding met die Here. So hy gaan alles in sy vermoë doen dat dit nie gebeur nie. En ek wil so 'n bietjie oor die vyand se strategie gesels vanoggend. So hou gou vas, ons gaan so 'n bietjie meer daaroor uitbou in hierdie reeks ook. Van soveel as wat God wil vorm in hierdie stil oomblikke, is daar 'n vyand wat ons wil mislei in stil oomblikke. En soms kan hy net nie dinge stop nie. Hy kan nie stop dit waarmee die Here besig is nie. Maar soms dat die vermoë om dit net dan soveel vinniger te maak dat dit net half buite beheer raak, dat ons so besig raak dat ons nie hoor wat God regtig wil sê nie. En by stilte is dit ook een van daardie dinge. Die vyand kan stilte nie stop nie. Nou doen hy iets anders. Die vyand wil jou stilte interpreteer. Met ander woorde, hy probeer die betekenis van jou stilte verander. Hy wil jou mislei. Ons het nou gesien hoekom dit so nodig is vir 'n kind van die Here om stil te word. Die vyand weet dit. En die laaste ding wat hy wil hê, is dat ons stilte kan gebruik vir wat dit moet wees in ons verhouding met die Here. So nou kom hy en hy wil ons stilte interpreteer. Hy wil die betekenis daarvan verander. Hy wil ons kom mislei. En hoe doen hy dit? Daar's so 5 dinge op die bord. Dink ek, 5, ja. Ek wil vinnig deur hardloop. En hier is belangrik, en ek gaan nou vir jou skrif lees hoekom dit belangrik is. Maar ons moet wakker wees, en ons moet besef, daar's 'n geestelike stryd aan die gang, ons vergeet dit soms. Ons vergeet soms, daar's 'n vyand wat wil kom verskeer en verslind, daar's 'n vyand wat alles in sy vermoë wil doen om te keer, dat ek en jy op hierdie intieme plek in 'n verhouding met die Here beweeg en dieper beweeg. So daar's 5 dinge hier, hoe die vyand stilte probeer misbruik. 1. Hy vul stilte met 'n vals narratief. Hy vat 'n situasie en hy bou 'n vals storie daaroor. Byvoorbeeld, ek en jy bid vir iets. Ons bid vir genesing. Sê Here, asseblief kom maak my gesond en niks gebeur nie. Here, asseblief kom voorsien. Here, ek is in 'n moeilike situasie, kom voorsien en niks gebeur nie. Here, kom vir my deur asseblief. En in stilte kom die vyand en hy kom fluister vir ons dinge soos God ignoreer jou. Jy is nie belangrik nie. God is kwaad vir jou. God straf jou. En hy kom en hy vat die situasie en hy skets hierdie vals prentjie in stilte waaroor die stilte eintlik glad nie gaan nie en hy bring twyfel en hy mislei ons. So hy vul stilte met hierdie vals narratief. Tweedens, hy misbruik jou emosies. Nou emosies kan ons baie oor sê. 2 skrifte is nie op die skerm nie, maar maak maar 'n nota. Jeremia 17 vers 9 sê die mens se hart is deur en deur bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Spreuke 4:23. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hoekom? Want daaruit is die oorspronge van die lewe. So emosies is gevaarlik. Wat in ons harte aangaan is gevaarlik en so maklik misleidend. So hierdie wonderlike emosies wat God ons mee geskaap het, kan die vyand kom en misbruik en weer 'n keer jou emosies gebruik en jou na 'n plek toe vat waar jy nie moet wees nie. Byvoorbeeld, jy voel alleen. Jy's op 'n plek waar jy alleen voel. En die vyand kom en hy gebruik emosies en hy vat jou van 'n plek waar jy dalk alleen voel. Sê hy vir jou, maar jy is alleen. God is nie meer by jou nie. God het jou gelos. God het jou verlaat. Hy hoor jou nie. Jy bid verniet. So hy het die vermoë om emosies, iets wat kosbaar is, iets wat nader moet veroorsaak met jou en die Here, het hy die vermoë om dit te kom misbruik. So wees versigtig vir jou emosies, want emosies kan baie maklik misleidend wees. Derde een, hy dryf jou na verkeerde aksies toe. So nou het hy jou stiltes kom vol met 'n vals narratief, hierdie vals storie, hy het jou emosies gemisbruik. Nou wil hy hê dat jy verkeerd moet optree, verkeerde besluite moet maak. Want dis die volgende stap. As jy gaan begin glo dat God het my vergeet, God het my verlaat, God hoor my nie, ek bid in die plafon vas, waar is die Here? Dan vat hy jou na 'n plek toe waar jy later ophou bid,
waar jy later ophou kerk te kom, want wat help dit? Ek vertrou die Here en niks gebeur nie. En dis presies waar jy wil hê. So hy bring jou by 'n plek waar jy verkeerd begin optree. En dan, vierdens, dan isoleer hy jou. Dan is jy nie meer onder die medegelowiges nie, jy vertrou die Here nie meer nie, jy het nou op so 'n plek gekom waar hy stilte gebruik en stil word gebruik om jou so te mislei en so te verwar, dat jy jouself isoleer en onttrek. Soos daardie koeltjie in 'n vuur wat so eenkant gaan lê. En wat gebeur? Nie lank nie, dan is die koeltjie dood, yskoud. So dis nodig om so saam te wees. Ons moenie isoleer nie, maar dis wat hy doen. En laastens, hy val God se karakter aan. As hy jou dae gekry het waar jy geïsoleerd voel, dan begin hy God se karakter aanval om te sê God is nie goed nie. God gee nie om nie, God is nie teenwoordig nie. En dan begin ons hom glo as gevolg van ons omstandighede. Alles 'n vyand wat probeer om stilte te misbruik en ons te mislei. 2 Korintiërs 2 vers 11. As jy wonder hoekom praat ek oor die vyand vandag? Ons moenie oor die duiwel praat nie. Ek dink ons moet soms. Ons moet soms wakker genoeg wees om te weet dat ons moet harder werk in ons verhouding dalk met die Here en wakkerder wees in ons verhouding met die Here, want 2 Korintiërs 2 vers 11 sê die bedoeling is dat ons nie deur Satan uitoorlê moet word nie. Sy planne is mos nie aan ons onbekend nie. Ons weet daar is 'n vyand. En hierdie woordjie uitoorlê beteken letterlik om iemand te manipuleer, om iemand te bedrieg, om iemand te mislei. So dis wat die vyand wil doen. En ons praat oor stilte vanoggend. Ons praat oor stilte in hierdie reeks. Ons praat oor hierdie intieme spasie in God se teenwoordigheid en 'n vyand wat alles in sy vermoë sal doen. So wees wakker. Sy planne is nie aan ons onbekend nie. Hy wil ons uitoorlê. Hy wil ons manipuleer, hy wil ons bedrieg, hy wil ons mislei. Hy wil dit met ons kinders doen. Hy wil dit met ons huwelike doen. Hy wil dit met alles doen en hy sal alles in sy vermoë gebruik as ons hom toelaat. Ons vyand is 'n leienaar. Johannes 8:44. Wanneer hy ook al leuns verkoop, praat hy volgens sy innerlike oortuiging, omdat hy 'n leienaar en ook die vader daarvan is. Hy is die vader van leuns. Weet dit. Wees wakker. Okay, nou hoe reageer ek? Ek weet nou hoe belangrik dit is vir 'n kind van die Here dat God stilte wil gebruik. Ek weet ook as 'n vyand wat stilte wil misbruik. Wat doen ek nou? Ek wil so 4 dinge by jou los. 1. Omhels stilte. Omhels stilte. Moenie wegskram nie. Moenie so besig wees met geraas en dinge dat jy wegskram van stilte af nie. Omhels stilte. God nooi jou na 'n plek van stil word en weet dat hy God is. Hy wil jou daar hê. Hy wil jou in 'n stilte tyd, in stil oomblikke naby hê. So omhels stilte. Daar dieselfde Psalm 62, ons het nou in vers 2 gelees. Bietjie verder in vers 6 sê hy die volgende. Hy sê ek wil rustig op God wag, want van hom kom al my hoop. Kyk hoe mooi, ek wil stilte omhels, ek wil rustig op God wag, want my hoop kom van hom af. Ek weet wie hy is, ek weet wie hy vir my is, ek weet wie ek in hom is, so ek wil dit nie vir my nie, ek wil nie wegskram nie, ek wil juist nader kom in 'n oomblik van stilte en in 'n oomblik van verhouding. So omhels stilte. Tweedens, vul dit met waarheid. Daar's 'n vyand wat wil kom en jou mislei, vul dit met waarheid. En daar's een plek waar ons nooit hoef te wonder waar waarheid is nie. En dis in God se woord. So bring God se woord nader, in stil word, in jou stilte tyd. Weer 'n keer, grond jouself in 'n stil plek in God se woord. Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Die vyand kan nie stry teen God se woord nie. Hy kan nie stry as jy in 'n oomblik in 'n spasie saam met die Here is en jy word stil en jy kan sê, daar staan geskrywe, Here, ek bid u woord oor my situasie, ek bid u woord oor my siekte, ek bid u woord oor my finansies, Here, ek bid u woord oor my huis, Here, ek bid u woord oor my toekoms. Skielik is daar iets anders wat vanuit stilte kom, waar daar waarheid kom en dit vul. Derdens, weerstaan die leuns. Jakobus 4 vers 7, baie van ons sê, daardie skrif sê, weerstaan die vyand en hy sal van jou wegvlug. Dis 'n halwe waarheid. Daardie skrif begin eers en sê, onderwerp julle dan aan God. Dan weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. So weer 'n keer, in hierdie kosbare verhouding, onderwerp jouself aan God, dis wie ons is, dis wie hy is. Nou het ek die autoriteit in Christus om die vyand te kan weerstaan, en hy sal van my af wegvlug, en hy sal van jou af wegvlug.
Maar is nodig, weer 'n keer, om nie te wonder en bang te wees. Kom ons omhels hierdie stilte. Kom ons omhels hierdie kunstenaar van stiltes. En ons weet wie ons is, wanneer daar vyand is wat wil kom steel. Laastens, kom ons vertrou God se karakter. God is wie hy sê hy is. As ons al die pad terug gaan daar na Josua 1 vers 9, en daar sê die Here dit herhaaldelik vir Josua. Sy het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. Dis wie hy is. Kom ons vertrou God se karakter. Kom ons vertrou op wie hy is. Nie wat my emosies vir my sê nie. Nie wat hierdie vyand probeer my heen mislei in oomblikke van stil nie. Ek weet wie hierdie God is. Ek weet wie hy is. Hy is wie hy sê hy is. Hy het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. My sonde is vergewe, ek is 'n kind van die Here. My God is getrou, my God is goed. My God sal my nooit begewe nie, nooit verlaat nie. Dis wie hy is. En skielik kom jy in stiltes in en jy vertrou God se karakter en skielik ervaar jy stilte anders. So omhels stiltes, vul dit met waarheid, weerstaan die leuns en vertrou God se karakter. Ek wil vir die aanbiddingspan vra om by my te kom aansluit. Stiltes. Grootste gevaar is nie stiltes of ek wat sukkel om stil te raak, of selfs God wat stil raak nie, want God raak ook soms stil. Nou ek het al baie gesê, en ek herhaal myself, ek glo nie daar's iets soos 'n onbeantwoorde gebed nie. Ek glo God beantwoord alle gebede. Hy sê ja, of hy sê nee, of hy sê nie nou nie, maar daar's altyd 'n antwoord op gebed, al ervaar ek dit nie nou nie, al verstaan ek nie sy ja nou, of sy nee dalk nou, of sy nie nou nie, ek verstaan dit nie nou nie. Maar God is teenwoordig. Hy bly nie stil en stap weg en sê, oei, dis 'n moeilike vraag. Ek weet nie, ek stap nie se draai nie. Nee, God is daar. Hy's by jou. So die probleem is nie God wat stil raak nie. Die probleem is ek verstaan stilte verkeerd. God nooi ons na 'n spasie van stilte. Hy nooi jou nader, hy nooi jou dieper. En vanoggend wil ek vir jou vra, maar vroeg in hierdie reeks, omhels stilte, omhels hierdie God van stilte, die kunstenaar van stilte, die God wat die vermoë het om mooi te maak, te vorm, heel te maak, nuut te maak in stilte. Al die ander dinge is wonderlik. Wonderlik om so saam te wees. Dit is wonderlik om musiek te luister, maar soms moet jy in jou motor ry, God beleef en net die radio afsit, musiek afsit en sê, Here, hier's ek. Dalk in jou binnekamer, dalk moet jy in die natuur kom. Dalk moet jy 'n bietjie in jou tuin gaan sit, net stil raak. Sit jou foon gou eenkant, sit hom op silent en dop hom om vir 'n oomblik. Dalk moet jy, as jy die voorreg het om so naby die see te kan wees, of tyd het om gou te ry see toe, gaan sit daar op die rotse, of met jou boude op die sand, en hoor die see. Hoor die God van stilte. Soms is jy by jou huis en is doodstil. Mense hoor anders en jy ervaar anders. En in 'n volg my jaar wil ek jou nooi. Kom ons maak stilte en stil word in God se teenwoordigheid deel van ons dissipline in 'n volg my reis. Here, ek wil U volg. Nie net na die geraas of na mense toe of na preke toe of na Sondagdienstye toe of bedieningsoomblikke toe nie, maar ek wil U volg na 'n oomblik van stil word toe. En moenie vir my sê jy het nie tyd vir stil word nie. Jy het tyd vir stil word. As jy tyd het vir allerlei ander dinge, as jy tyd het vir sosiale media en jy tyd vir stokperdjies, jy tyd vir 'n klomp dinge. Jy het tyd elke dag om iewers net vir 'n oomblik stil te raak. Dis die Here, hier's ek. U is die kunstenaar van stiltes. En U nooi my en ek wil vir 'n oomblik stil raak en net weet, U is my God. En is verstommend hoe die storm om jou en die storm in jou stil raak vir 'n oomblik. Want God is daardie kunstenaar wat dit aan mekaar kan weef, kan skilder soos op 'n skilderdoek. Dis wie hy is. Ek en jy twee realiteite met stilte. God wat stilte wil gebruik om te vorm, jou te bou, te verdiep. En 'n vyand wat stilte wil gebruik om te mislei, waarheid te verdraai, jou te probeer laat twyfel. Maar moenie God se stilte verwar met sy alwesigheid nie. En moenie die vyand toelaat om God se stilte vir jou te interpreteer nie. Hy's 'n leienaar. Ek sluit af met 'n stelling van 'n man met die naam van Richard Foster.
En Martelies het dit vir my in die week aangestuur. In haar voorbereiding. Lees sy dit raak, hoor dit raak, stuur dit vir my aan en ek vra haar, kan ek dit gebruik? Sy sê ja. So net voor sy ons gaan lei en hulle gaan ons lei in 'n lied. Wil ek hierdie aanhaling by jou los. Hy's 'n Christen teoloog en 'n skrywer. En hy sê die volgende, hy sê in silence there is the potential to create the emotional and spiritual space which allows Christ to construct an inner sanctuary in the heart. Hoe mooi is dit? Stilte is nie leeg nie. Stilte is nie 'n oomblik van niks gebeur nie. Stilte vir 'n kind van die Here is 'n oomblik waar God aan die werk is. Stilte vir 'n sondaar is ook 'n spasie waar God aan die werk is. Want dis net die Heilige Gees wat oortuig van sonde. Dis net die Heilige Gees aan die werk. Almal vir ons. As jy 'n kind van die Here vanoggend is, daar was 'n dag wat jy nie 'n kind van die Here was nie, waar die Heilige Gees aan die werk was. Jy oortuig het van sonde. Jy gesê het, ja Here, ek wil klaar maak met 'n sondige lewe, ek wil U dien. God is aan die werk, wanneer jy dink hy is nie. Dis net stilte, oomblik van saligheid. God is aan die werk. Kom ons sien dit nie vandag nie raak nie. Kom ons erken dit, sien dit raak. En vanoggend het ek en jy 'n besluit om te maak. Ek wil vir jou bid. Dan gaan ons na 'n lied luister. As God dan die kunstenaar van stiltes is, dan moet ek en jy in hierdie oomblik 'n besluit maak rondom stilte in ons lewens. Het ek tyd vir stiltes, gaan ek tyd maak vir stiltes. Want daar's die kunstenaar van stiltes wat my roep na 'n oomblik saam met hom in stilte. Maar die besluit is myne en joune. Wie gaan die een wees na wie ek luister in my stilte? Vader, dankie vir 'n oomblik waar ons kan net bewus raak, Heilige Gees, van U soete teenwoordigheid, U kosbare, intieme teenwoordigheid, dat U aan die werk is, nie net wanneer daar gepreek word, of wanneer ons dalk by mekaar kom en praat van U, of dalk 'n program luister van U, of 'n podcast luister, of iets anders, maar dat U ook aan die werk is, en nie net aan die werk is nie, maar dat U ons nooi na 'n plek van stil word in U teenwoordigheid, en dis my gebed vir elkeen van ons, ek sluit myself in. Help ons om in ons besige lewens die waarde en die belangrikheid van stilte net weer te besef. Het is besef, maar God is die een wat ons roep na stilte, hy is die kunstenaar van stiltes. Ons sal bewus wees, daar's 'n vyand wat wil kom steel, slag en verwoes, maar dat ons in God die vermoë het om ook hom te weerstaan en hy kan van ons af wegvlug. Maar dankie vir wie U is in hierdie kosbare oomblikke. En ek bid vir elkeen van ons, eenvoudig, dat ons net ons lewens vir 'n oomblik sal so bekyk en sê, so is my stilte tyd, 'n tyd waar ek darm bietjie stil raak ook. En hoe lyk my dag? Wat doen ek? Wanneer doen ek dit? Ek wat 'n disipel is en disipels wil maak, kind van die Here is. Help ons, Here, om die belangrikheid te besef. Dankie dat U ons nooi en bly nooi na dieper, na nader in ons verhouding met U. Help ons om stil te word in U teenwoordigheid. Help ons vanmôre. Ons gaan luister na 'n lied.